Daar sê, goeiemôre broers en susters. Broers en susters, ek het gesê die tema vir oggend is genesing. En daarom lees ons twee gedeeltes. Eers uit die evangelie volgens Lukas, hoofstuk 4 vanaf vers 21 tot 30. Hierna, en dit verwys nou na Jesus se doop, die uitstorting van die Heilige Gees en sy versoeking in die woestyn. Hierna het Jesus gevul met die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggegaan. En hy het deur die hele omgewing bekend geword. Hy het hulle in sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe hy kom in sy tuisdorp Nasaret waar hy groot geword het, het hy soos gewoonlik op die Sabbat na die sinagoge gegaan en opgestaan om die skrif te lees. En die boekrol wat Jesaja die profeet bevat, is aan hom gegee en hy het dit oopgerol tot by die plek waar dit sê: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir die armes aan te kondig. Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers, en dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. Hy het die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge het stip na hom gekyk. Toe sê hy: Hierdie skrif is vandag bewaarheid onderwyl julle daarna geluister het. Almal wat daar was, het goed van hom gepraat en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy. Hoe is dit moontlik, het hulle gevra. Is hy dan nie Josef se seun nie? Toe het Jesus gesê: Miskien sal julle die spreekwoord vir my aanhaal: Genees Heer, genees jouself. Met die bedoeling, waarom doen jy nie hier in jou tuisdorp die wonderwerke wat jy in Kapernaum gedoen het nie? Maar die waarheid is, 'n profeet word nie in sy tuisdorp aanvaar nie. En dan noem hy twee voorbeelde, twee baie groot profete uit die Ou Testament. Hy sê, daar was sekerlik baie weduwees in Israel wat hulp nodig gehad het in Elia se tyd, toe dit 3,5 jaar nie gereën het nie en hongersnood in die land geheers het. Tog is Elia nie na enige van hulle gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat, 'n vreemdeling in die gebied van Sidon. Of dink aan die profeet Elisa, wat Naaman die Siriër genees het, eerder as die baie mense in Israel wat aan ernstige velsiektes gely het, melaatsheid nie. Toe die mense in die sinagoge dit hoor, was hulle woedend. Hulle het opgespring, hom omsingel en hom uit die dorp geneem, tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was. Hulle wou hom oor die kraans stoot, maar hy het tussen die skare deurgeglip en weggegaan. Dan lees ons ook 'n deel uit Markus se evangelie,
hoofstuk 6 vanaf vers 30 tot 34. Nadat hulle na die oorkant gevaar het, het hulle by Genesaret aan wal gegaan en vasgebeer. Toe hulle uit die boot klim, het die mense hom dadelik erken. Hulle het haastig deur die hele landstreek gegaan. En die wat siek was, op slaapmatte begin aandra na waar hulle waar hy ook al in gehuggies of in dorpe of op plase gekom het, het hulle die siekes op die markpleine neergesit en hom gesmeek dat die siekes selfs net die soem van sy bokkleed kon aanraak. En almal wat hom aangeraak het, is genees. Ons lees tot sover. Gelukkig is elke mens wat God se woord hoor en ook daarvolgens gaan lewe. Broers en susters, ek dink daar's dinge in die lewe wat 'n mens so gou op moedverlore vlakte het. En jou selfs in 'n baie diep depressie kan laat verval as siekte. En as ek nou so kyk na ons ou klompie wat hier by een is, dan kan ek sê, meeste van u weet waarvan ek nou praat hier. Baie van ons was al ernstig siek. Mense vra dikwels, maar wat is dan die oorsprong van siekte? Waar kom dit vandaan? Van God of van die bose? En dan is die mees algemene antwoord wat jy kry, as daar nie sonde in die wêreld gekom het nie, sou daar ook geen siekte of swaar kry gewees het nie. Soos ons geleer, nê. Maar baie keer is ons self vir siektes verantwoordelik. Bloot omdat ons nie gesond eet nie, of dalk nie genoeg oefening kry nie. Of omdat ons dalk verslawende middels gebruik wat ons liggaam aftakel. Dis ook 'n erkende feit dat die hedendaagse lewe baie druk op mense plaas, nê, en dit het baie kwale tot gevolg. Dokters sê 80% van mense wat by hulle in die spreekkamer kom, se mense wat siek is, die oorsprong begin sielkundig, nee, dit is psigosomaties. Miskien steek daar iets in, dink maar aan depressie, wat kan lei tot hartkwale, maagsere van bekommernis. So, die antwoord is goed en wel, maar om vir kwale te bid, as jy nie jou lewenstyl verander nie. En dan kan enige iemand natuurlik per ongeluk val ook, nee, en sy arm, sy been breek, en dan is nie eintlik iemand se skuld nie, nee. Of dink aan die COVID-19 epidemie. Die wêreld waarin ons leef is vol virusse, kieme, wat siektes veroorsaak. En ons gaan daarmee te doen hê tot in lengte van vandag. Die tweede vraag wat mense dikwels vra is, maar is siekte die wil van God? As jy nou 'n ernstige hartaanval kry, of jy is in 'n motorongeluk, of jy raak ernstig siek, moet jy dan nou aanvaar dat dit God se wil is, dat dit met jou gebeur het? Ek dink nie dis so uitgemaakte saak nie. Wat ons wel kan sê is, dat dit God se wil is, en ons het dit vanmôre weer gehoor, dat daar nie sonde en siekte in die wêreld moet wees nie. God wil hê, dat hierdie gebroke wêreld, dat gebroke mense gesond
en heel mense moet wees. En daarom is dit ook geen wonder dat die Here Jesus so 'n groot deel van sy aardse bediening daaraan gewy het om siekes gesond te maak. Ons het weer daarvan gelees daar in Markus 6. As hy in die omgewing was, het mense na hom gestroom en het hom gesmeek dat hy hulle sal aanraak. Elkeen wat selfs net die soem van sy bokkleed kon aanraak, is genees. So ek dink, liewe broers en susters, 'n mens moet maar baie versigtig wees vir sulke vinnige of gladde antwoorde op ingewikkelde vrae. Hierdie tipe vrae is nie so wit en swart nie. Nie so duidelik om te antwoord nie. Veral wanneer mense wat bid vir genesing en nie genees word nie, dan nou moet hoor, ja, jy is nie genees nie, want jou geloof was nie sterk genoeg nie. Ai, ek dink dis harteloos, nee. Ons weet mos nou, nie almal vir wie gebid word, word genees nie. Maar dit beteken nie dat jy 'n gebrek aan geloof het nie. Ek dink dis baie duidelik. En as Christene mag ons vir genesing bid, maar ons mag ook met vrymoedige kennis van die mediese wetenskap. Ek het nou vanmôre weer gehoor, wat doen hulle vir jou? Goed, soos operasies en medikasie, dis nie dat ons kies tussen God of die mediese wetenskap nie, dis 'n kwessie van God en die dokter. Ja, Jakobus sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis waar. Ons tog nooit dink dat gebed op sigself een of ander magiese krag of uitwerking op sigself het nie. En as ons dus vir genesing bid en ons vra vir die Here, maak ons gesond, is ons definitief besig met 'n armdraaiery waar ons met baie woorde die Here probeer oortuig of omhaal om genesing te skenk nie. En as ons nie genees word nie, nou ja, dan is ons in die geselskap van die apostel Paulus, nê? Wat lewenslank 'n doring in sy vlees gehad het. Maar sê hy, God se genade was vir my genoeg. Maar ons bly tog onrustig, né? Dis asof ons vrae nie regtig beantwoord word nie. En wat doen ons dan? Dan moraliseer ons siekte. Ons vra onsself af, maar wat het ek dan nou gesondig, dat ek nou so siek geword het? Hoekom het dit met my gebeur? Jy sien, ons wil altyd 'n verduideliking vir alles sê. Ons is nou maar so bedraad, ons mense. Hoekom? Waarom? Hoe kon dit? Wat is die verklaring hiervoor? Hoekom ek, Here? Wat het ek nou gedoen om dit te verdien? En dan is die antwoord wat jy hoor, God straf ons. Ons het dit gehoor met die COVID-19, né? Dat mense sê, ja, dis God wat ons straf. Of God praat weer hard met ons. Maar broers en susters, ek dink nie ons kan siekte voor God se deur lê nie. Dis definitief nie sy wil nie. Jy sien, ons het hierdie vermoed 'n soort van 'n straf is vir een of ander sonde of oortreding wat ons begaan het. En dit is seker ook menslik om so te redeneer, maar ons kan dit nie voor God se deur lê nie. Siekte, hartseer, lyding, weet u so goed soos ek en enige iemand anders, is deel van ons aardse bestaan. Maar wat ons wel kan sê, in sulke tye ervaar ons God se liefde, né? Ervaar ons sy bystand.
troos hy ons in ons krisis of swaar kry. Ons kan nie van God omdat verwag om, ons kan nie van God omdat antwoorde op al ons waarom vrae te verwag nie. Maar ek dink ons doen dit omdat ons siekte in die kategorie van sonde plaas. Ons dink siekte is die gevolg van een of ander sonde in iemand se lewe. Kyk, kan julle onthou wat met Job gebeur het? Nee, hy het alles verloor. Baie siek geword. Daar sit hy nou op die ashoop en nou kom sy 3 vriende. Eers het hulle niks gesê nie. Ons eintlik maar stil gebly het. Nee, maar toe het een ou gedink, ek moet seker maar iets sê. Toe sê hy vir hom, hoorie Job, jy moet bietjie jou lewe ondersoek, jong. Jy moes iewers 'n vreeslike sonde gedoen het. Dis hoekom die Here vir jou so straf. Die punt van die boek Job is juis dat Job nie gestraf word oor sy sonde nie. Tog is ons geneig om nog so te dink. Ons kan nie 'n valse skuldgevoel op mense plaas as hulle siek word nie. En ons moet ook nie so maklik oordeel nie. Kyk nou maar net na die Here Jesus. Het ons gelees hoe hulle die siekes na hom bring en hoe hy hulle aanraak. Hy het niemand ooit veroordeel nie. Hy het niemand verwyd nie, hy het niemand gekritiseer nie. Hy het niemand gedreig nie, hy het ook niemand verwerp nie. Jesus was ook nie moralisties soos ons nie. Ja, hy sien 'n mens se sonde en skande en skuld, maar hy sien baie meer as dit. Nee, jou vrae, jou stryd, jou verwarring, jou vrees, want dis mos hoe 'n mens voel as jy siek word, nie waar nie? So jy kan na Jesus kom met vrymoedigheid, net soos jy is. Kom met jou vrae, met jou bekommernis, jou hulpeloosheid, jou skuldgevoelens en nood. Want Jesus, broers en susters, ken die wonde van menslike bestaan. Hy verstaan ons gebrokenheid, ons vrese en angs. Hy is immers deur sy eie mense, sy tuisdorp Nasaret verwerp. Die gedeelte wat ons saam gelees het, maak Lukas het baie duidelik dat die insident daar in die sinagoge die begin van Jesus se bediening was. Jesus is gedoop in die Jordaan deur Johannes die Doper, hy is in die woestyn, is hy versoek, en dan keer hy terug na Galilea, daar waar hy vandaan kom. En dit is as dit ware sy intreepreek, want hulle gee vir hom die boekrol, waarin Jesaja 61 voorkom. En daar staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie boodskap aan mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, en om vir blindes te sê dat hulle weer sal sien, dat onderdruktes bevry sal word, en dat die genadejaar van die Here nou aangebreek het. En dan preek Jesus eintlik oor homself as hy sê, vandag, hierdie woorde wat julle nou net gehoor het, wat ek vir julle voorgelees het, vervul in my. Mens kan jou indink dat die klomp daar in die sinagoge verwonderd was oor hierdie boodskap van genade en bevryding. Dit is inderdaad goeie nuus, want
die mense het maar bitter swaar gekry onder die Romeine. Tot iemand vra, maar hoorie, is hy dan nie die seun van in die onderdorp nie? Hoe kan hy dan nou die Messias wees? En Jesus het natuurlik geweet wat kom, né? Hy sê, julle dink seker ek is arrogant. Julle dink waarskynlik, geneesheer, genees eers jouself. Daarmee bedoel hulle, jy's nou hier in jou tuisdorp, doen nou daai selfe wondergenesings wat jy in Kapernaum gedoen het. Maar sê Jesus dan, dis mos hoe dit met profete gaan. Hulle eie mense wil hulle nie glo nie. Nee, hy moet wonderwerke doen, dan sal hulle glo. Dan sê Jesus, dink aan hoe Elia en Elisa verwerp is deur hulle eie mense. En dis presies wat julle nou met my doen. En dan heers daar pandemonium in daai sinagoge. Hulle sien rooi. Jesus word hardhandig verwilder. En vir my die ergste is, hulle is so kwaad, hierdie gelowige mense, dat hulle kan moord pleeg. Dis eintlik skokkend, né? Want hulle neem vir Jesus daar na 'n kloof, waar hulle hom wou afgooi. Nou kan jy vir jouself dink, wat 'n traumatiese ervaring dit vir Jesus moes gewees het, om deur sy eie mense verwerp te word. En tog, en dis juist die punt waarom ek vir u vanoggend daardie spesifieke gedeelte voorgelees het uit Lukas 4. Die punt is dat hierdie skokkende ervaring wat Jesus gehad het, hierdie verwerping deur sy eie mense, juis die begin van sy bediening was. En sy bediening het grootliks gegaan oor genesing en om mense weer heel te maak. Ja, hy was vol van die krag van die Heilige Gees. Almal het oor hom gepraat, net sy eie mense verwerp hom. Kan jy sien, ek dink dit is juis omdat Jesus self deur sy eie mense verwerping beleef het, dat hy soveel medelee gehad het met ander mense wat ook verwerping beleef. Dit herinner ons aan Jesaja 53. Deur sy wonde sing gekom. Ja, die dienaar van God, waarvan Jesaja 53 praat, is wat ons sou kon noem 'n verwonde geneeser. 'n Geneeser wat self wonde het. En ook Paulus was 'n baie mooi voorbeeld van 'n verwonde geneesheer. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 6, hy sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. As ons God troos hy ons. Hy staan ons by in ons krisisse. Hy help ons. Daarom, omdat ons daardie krisisse beleef en sy hulp en troos ervaar, kan ons ander mense ook help wanneer hulle swaar kry. Jy sien, hulle self verwond, Paulus. Maar omdat hy self verwond is, het hy soveel begrip vir ander mense wat verwond is. Ons eie wonde, ons stryd, ons kwesbaarhede, ons persoonlike ervarings van pyn en trauma en teëspoed, bied ons begrip vir die pyn van ander. En ons leef inderdaad in 'n stikkende wêreld, en kom ons erken dit ook nou maar vanmôre, ons self is baie keer stikkende mense. En hier moet ek nou hoor, dat ek sulke mense moet help. Hoe kan ek wat self verwond is, ander mense help wat verwond is? Ja, dit is die opdrag hier
Aan elkeen van ons. Ons leef in 'n stikkende land. En ons doen alles in ons vermoë om ons morele kompas bietjie in te stel. En ons dink, as daar maar net 'n bietjie beter wetgewing kom, of 'n groter polisiemag, of selfs 'n beter opvoedingsstelsel, dan sal dinge begin regkom. Ja, seker. Maar dis nie al wat nodig is nie. Daar moet ook genesing en heling in ons land kom. Genesing. Heling van gepynigde herinneringe. Heling van diep psigiese wonde, waarmee ons in ons eie lewens 'n stryd het. Stikkende verhoudings moet heel gemaak word. Ja, genesers wat self verwond is, se seer kan ander troos en hulle bemoedig en vir hulle weer nuwe hoop gee. Amen. Kom ons dank nou saam. ‘n skare stroom van oral saam. En kom soek genesing en troos by hom. So hoor ons telkens in u woord en hoor na u Here Jesus kon hul gaan met sonde en siekte en smart en vrees. Want so liefdevol oor hul begaan, het u vergeef, vertroos en genees. Here, wanneer ons kragte kwyn, bring ons ook al ons leed en pyn en swaar kry na u. Want ook ons soek genesing van ons pyn. En Here, u ken ons, u verstaan wat in ons harte omgaan wanneer ons siek en ongesteld is. Wanneer ons nie kan verstaan waarom nie. En daarom worstel met vrae soos, hoekom juis ek? Waarom maak u my nie gesond nie, Here? Tog ervaar ons u liefde en u genade elke dag. En dit help ons dan ook om mekaar te troos, al is ons self verwond. En so dra ons dan ook vanmôre aan u op, almal in ons gemeente wat siek is, hulle wat in hospitale is, maar ook mense wat geestelik stikkend is, mense wat weer heel moet word. Here, so bring u woord vir ons dan weer nuwe hoop, want ons weet, u bring genesing op u tyd, maar ook dat u genade vir ons. Amen.